Ek sing halleluja in die midde van my vyande. Ek sing halleluja harder as die ongeloof. Ek sing halleluja, my wapen is 'n melodie. Ek sing halleluja, hemel kom en veg vir my. Ek sal sing in die middel van die storm, harder en harder sal U my lofprys hoor. Vanuit die as kom nuwe hoop, die dood is oorwin, ons koning leef. Ek sing halleluja met alles hier binne my. Ek sing halleluja, ek sien hoe die duister vlug. Ek sing halleluja in die midde van onsekerheid. Ek sing halleluja, vrees het geen houvas nie. Ek sal sing in die middel van die storm, harder en harder sal U my lofprys hoor. Vanuit die as kom nuwe hoop, die dood is oorwin, ons koning leef. Sing 'n bietjie harder, 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 sing 'n bietjie harder in die midde van my vyande. Sing 'n bietjie harder, harder as die ongeloof. Sing 'n bietjie harder, my wapen is 'n melodie. Sing 'n bietjie harder, die hemel kom en veg vir my. Sing 'n bietjie harder in die midde van my vyande. Sing 'n bietjie harder, harder as die ongeloof. Sing 'n bietjie harder, my wapen is 'n melodie. Sing 'n bietjie harder, die hemel kom en veg vir my. Sing 'n bietjie harder, ek sal sing in die middel van die storm, harder en harder sal U my lofprys hoor. Vanuit die as kom nuwe hoop, die dood is oorwin, ons koning leef. Ek sal sing in die middel van die storm, harder en harder sal U my lofprys hoor. Vanuit die as kom nuwe hoop, die dood is oorwin, ons koning leef. Ek sing Sê, goeiemôre geliefdes, baie welkom vanmôre weer hier by die Volliefgelike Kerk, Kempton Park, veral
almal wat ingeskakel is. So ons baie dankie, ons gemeentelede. Ons mis julle verskriklik baie. Het is erg om so op Moedersdag in 'n leë kerk te kan staan, te moet staan en te preek en nie saam met u te kan wees nie, want jy weet gewoonlik eet ons mos op Moedersdag. So ja, nee, dis nie hoekom ons julle mis nie. Ons mis julle omdat ons lief is vir julle en julle dan graag saam met ons in die kerk wou gehad het vanmôre. Welkom ook dan vanmôre aan al ons aanlyn besoekers wat vanmôre aanlyn saam met ons kyk. Ons gebed is dat die woord van die Here vanmôre tot elkeen sal spreek en dat jy vanmôre bemoedig sal word op hierdie dag, Moedersdag, unieke Moedersdag. Ons gaan nou daarby uitkom. Laat my net toe om gou 'n paar aankondigingkies te doen. Ons is besig om al 'n vol program aan mekaar te sit sodat ons kan aangaan met ons normale kerkaktiwiteite. As ek sê normaal, dan bedoel ek wat ons gewoonlik het om die mense te bedien, want ek dink nie ons gaan ooit weer op 'n normale manier kerk hou soos wat ons geken het nie. Wat dalk nie 'n slegte ding is nie, is noodwendig 'n slegte ding nie. Maar ja, aankondigings vir die week, neem kennis daarvan dat ons dan ook sonnaandoggende aanlyn kinderkerk diens hou. En soos jy alreeds vanmôre gesien het, dis maar 'n leerskool. Hier en daar kry ons so 'n bietjie 'n woord vergeet of twee en ons die pop kry tydsvryheid en so aan. En maar ons het dit geniet vanmôre en is lekker. En so nooi asseblief volgende Sondag weer die kindertjies om saam te kom luister vir die lessies dan wat aangebied word. Dit is belangrik dat ons kinders ook bedien sal word in hierdie tyd waarin ons is. Dan het ons dan natuurlik ook oggenddienste. Ons erediens is om 9:00 op 'n Sondag en dan het ons ook aanddienste om 6:00. Dan het ons ook Woensdae aande om 7:00 het ons Zoom gebedsessies. Nou as ek sê gebedsessies, dan bid ons nie vir die hele tydperk nie. Ons gesels, ons deel, ons kyk bietjie mekaar in die oë, so bietjie aanlyn skouerskuur. En natuurlik dan bid ons ook vir versoeke en ons het net daardie behoefte om so bietjie saam te wees dan. So kom kuier dan gerus op 'n Woensdag aand om 7:00 saam met ons rondom 'n Zoom gebedsessie. As jy wil inskakel, kan jy net vir my 'n notaatjie los in die comments hieronder en ek sal dan vir u dan die link, wat is die Afrikaans, die skakel stuur na daardie gebedsessies toe. Ons het dan ook elke dag stemnotas wat ons per WhatsApp uitstuur en vir die volgende 2 weke gaan ons gesels oor die Heilige Gees. Ons is besig om ons voor te berei vir die Pinksternaweek wat op hande is. Hemelvaartdiens is binnekort, daarna is dit Pinkster, so ons gaan dan ook bietjie voorberei vir dit. So as jy dit ook wil ontvang, daardie stemnotas en die studiemateriaal wat ek op 'n PDF formaat sal uitstuur, is jy welkom dan ook om net jou boodskap hieronder te los. Ek sal jy dan kontak om die nommer te kry. Per Facebook sal ek die kontak en die nommer kry sodat ek dit vir jou kan aanstuur. Maar nou ja, dis Moedersdag en ons wil vir elke moeder sê gelukkige Moedersdag. Nou weer eens, ek is geleer dat 'n moeder nie op Moedersdag skorrelgoed was nie. Ja, dis reg, jy was nie vandag skorrelgoed nie. Die kinders en die man kan dit in die oond pak. Jy kan dit môre was. Nee, ek speel net, is net 'n grap. Ons gaan 'n bietjie gesels oor Moedersdag en vandag is 'n ander tipe Moedersdag. Ek dink nie daar was al ooit in my geskiedenis is daar 'n Moedersdag soos vandag nie. Jy weet waar ons nie by mekaar kan kom nie, maar ons wil vandag Moedersdag vier, nie op 'n materialistiese manier nie op die sekulêre wyse nie. Jy weet daar's soveel sekulêre goed rondom 'n Moedersdag en dis eintlik maar net 'n geldmaak storie vir baie daar buite. Maar vir ons en vir my en vir jou is dit belangrik om eer te gee aan ons moeders en die woord sê dit vir ons. Ons gaan dit nou daarna kyk en daardie verhouding moet reggehou word en dis nie altyd maklik nie. En voor ek daarby kom wil ek jou aanmoedig en ek wil jou aanraai, kuier bietjie saam met ons. Jy sal sien jy kan 'n notaatjie los daaronder. Gewoonlik jy weet ons as Pinksterkerk sê amen en halleluja. En ek mis dit. Gewoonlik help dit my so 'n bietjie om lekker te preek en as jy hoor wat ek vir jou sê en daar's so 'n bietjie geselskap en dit klank so 'n bietjie en jy weet, maar nou staan ek hier alleen in die kerk en ek het jou nodig om my so 'n bietjie te help en my bietjie te dra. Is dit reg met u? So ja, jy kan maar bietjie sê amen, jy kan sê halleluja en jy kan sê prys die naam van die Here, want dis hoekom ons hier is om sy naam groot te maak. Is dit nie so nie? Ekskuus. Ja, ek het so iets in die keel. Ek hoop nie my stem breek nie.
Nee, ek maak 'n grap. Ja, nog nooit in die geskiedenis was daar 'n dag soos vandag, 'n Moedersdag soos vandag, wat in my geskiedenis nie. En as jy nie dalk by jou ma in dieselfde huis bly nie, gaan jy al heel waarskynlik nie vandag persoonlik kan sien nie. Jy gaan heel waarskynlik nie vandag by haar kan gaan sit en lekker kan gesels en skouers skuur en so bietjie in die oë kyk en vir haar sê maak is lief vir jou nie, dalk 'n lekker bietjie ma se kos eet, jy weet. Maar vandag gaan dit dalk nie moontlik wees nie. Maar dit gaan ons nie keer om hulde te bring aan ons moeders vandag nie en ons wil nie die mense vereer nie, maar dis belangrik ook om waardering te toon teenoor ons moeders dan. Jy weet, ek het vir baie jare as kind het ek gesien, daar is oral in huise, ek weet nie of jy kan onthou nie, was daar bordjies en portrette en skilderye van hulle is gehekel en ander was gebrei en allerhande snaakse maniere hoe die ouer mense dit gedoen het, maar oral was daar goed in huise op wat sê, wat is 'n huis sonder 'n moeder? Wat is 'n huis sonder 'n moeder? Ja, wat sou jou huis gewees het sonder jou ma? Sonder jou moeder, hoe sou jou lewe gelyk het sonder die invloed van jou ma? Jy weet, ma's het 'n geweldige groot invloed op ons as kinders gehad. Ons klein was, selfs nou as groot man, het ons ouers en as groot mense het ons ouers geweldige invloed. Jy weet, sonder daardie een wat als aan mekaar hou, sonder daardie een jy weet, jou ma is die gom in die huis. Hoe sou jou lewe gelyk het sonder daardie een wat als aan mekaar hou? Daardie sagte een, daardie een wat hard werk om almal te versorg. Moeders, dis jy daai. En ons wil vandag so 'n bietjie met jou gesels en vir jou hulde bring, moeder, mamas, oumas, stiefmaas en so kan ons aangaan. Jy wat vandag, al is dit nie 'n biologiese kind nie, jy wat vandag 'n moeder is vir iemand. Wil ons vandag bietjie met jou gesels. En ons 'n bietjie kyk wat sê die woord. Die woord beskryf dit so mooi vir ons en dalk sien jou ma in hierdie teksgedeelte dan Spreuke 31 en ons lees daarvan af vers 10 as jy saam met my wil lees. Spreuke 31 daarvan af vers 10. Hy sê wie sal 'n deegsame vrou vind? Want haar waarde is ver bo korale. 'n deegsame vrou se waarde is ver bo korale. Die hart van haar man vertrou op haar. O, hoe mooi is dit. Die hart van haar man vertrou op haar. En aan wins sal dit hom nie ontbreek nie. Sy doen aan hom goed en nie kwaad nie. Al die dae van haar lewe, vers 13 van Spreuke 31 sê, sy sorg vir wol en vlas en sy werk met gewillige hande. Klink dit nie soos jou ma nie? Al ewig bereid om te werk, gewillige hande, sy soos die skepe van 'n handelaar. Van ver af bring sy haar brood in. Wanneer jy in die môre wakker word, is daar al reeds goed in die kombuis aan die gang. Terwyl jy nie weet waar kom dit vandaan nie, kan jy sien, hier's ma besig. Dit kom van ver af in soos 'n skeep wat van ver af kom. Sy staan op en as dit nog nag is en gee voedsel aan haar huisgesin en 'n bestemde deel aan haar diensmeisies. Sy dink na oor 'n stuk grond en koop dit. Van die vrug van haar hande plant sy 'n wingerd. Sy omgord haar lendene met krag en hou haar arm stewig. Sy voel dat haar wins goed is. En in die nag gaan haar lamp nie dood nie. Sy steek haar hande uit na die springstok en haar handpalms hou die spoel vas. Sy brei haar handpalms uit na die ellendige, sy steek haar hande uit na die behoeftige. Sy omgee hart, 'n mamma hart, geen om wie se kind dit is nie, hy moet versorg word. Sy is nie bevrees vir haar huisgesin vanweë die sneeu nie. Hoekom? Want haar hele huisgesin het skarlakenstof. Hulle is versorg. Daar's iets warms, gebrei, gehekel, gekoop, gewat ook al in elke huis, want 'n mamma gee om. Hulle sê mos 'n baadjie is 'n ding wat 'n kind aantrek as 'n ma koud kry. Is dit nie maar so nie? Sy maak vir haarself dekens, haar tabbert is van fyn lin en purper. Haar man is bekend in die poorte as sy saam met die oudstes van die land stap. Sy maak hemde en verkoop dit en gordels lewer sy aan die handelaars. Hoeveel mammas koop en verkoop en bak en brou vir ekstra inkomste. Man, jy's 'n vrou so na jou ma se hart. Is dit na die Here se hart. Jy's 'n vrou so na aan die Here se hart. Is dit nie so nie? Sterkte en eer is haar kleed en sy lag oor die dag wat kom. Sy het 'n blymoedige hart.
Hoor hierdie vers in vers 26, haar mond maak sy oop met wysheid en vriendelike onderrig is op haar tong. Opmerksaam gaan sy die werksaamhede van haar huis na en die brood van luiheid eet sy nie. 'n Ma hou net nie op werk nie. Haar seuns tree op en noem haar gelukkig. Haar man ook. En hy prys haar. Baie dogters het hulle knap gedra, maar jy oortref hulle almal. Jy is die beste ma wat jou kinders ooit kan hê. Jy is met die hand gepiek, gekies, aangestel oor jou huisgesin. Jy is die beste ma vir hulle. Die bevalligheid is bedrog en die skoonheid is nietigheid. 'n Vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. Gee haar van die vrug van haar hande en laat haar werke haar prys in die poorte. Hoor mooi wat sê vers 28. Haar kinders prys haar man bewonder haar. Watse vrou wil nie geprys word deur haar kinders nie? Watse vrou wil nie bewonder word deur haar man nie? Jy weet, so op 'n ligter noot, 'n ma sê nou die dag vir my, dat toe sy nie kinders gehad het nie, het sy 3 teorieë gehad van hoe om kinders groot te maak. Nou het sy 3 kinders, maar sy het nie meer teorieë oor nie. Maar ek wil vandag sê, dis eintlik nie waar nie, want as ek na ma's kyk, dan sien ek bekwame vrouens. Ek sien na vrouens, na God se hart, vrouens wat omsien na hulle kinders ten spyte van die omstandighede, ten spyte van hoe moeilik dit ook al mag wees, in die huis dalk miskien finansiëel en siekte toestande. Daar is niemand soos 'n ma, daar's niemand wat na 'n kind omsien soos 'n ma nie. Is dit nie so nie? Ons teksgedeelte wat ons nou gelees het in Spreuke 31, fokus altyd op die ma, maar eintlik praat hy met drie identiteite, 3 persone, 3 identiteite. Eerstens praat hy met vrouens, dan praat hy met die manne en hy praat met die kinders. Nou hy noem weliswaar net seuns, maar hy praat met die kinders. So daar's 3 persone wat ek vanmôre bietjie weer wil gesels. En eerstens wil ek praat met die vrouens, dan die kinders en dan die manne. So gee my so 5 minute kans. Ek weet daar's 'n skaalboot in die oond en mamas gaan vandag kos uithaal en niemand kan regtig kom kuier nie, maar wie ook al saam met daardie ma in die huis is, gaan vandag eet, hy weet dit net nie. Want hulle gaan vandag kos maak, asof die hele familie kom kuier. Maar ja, so kan ek bietjie met die vrouens gesels, is dit reg met jou? Jy sien, mens neem eers sommer maar net aan 'n ma moet weet hoe om 'n ma te wees. Jy word groot in die huis en jy neem maar aan, mamas weet hoe om 'n mamma te wees. Nee, mamas moet ook leer hoe om mamas te wees. En dis 'n leerproses, dis 'n skoolproses, dis 'n daaglikse ding wat mamas moet leer. Dit wat jy geleer het of nie geleer het by jou ma nie, gaan jou dalk eendag toerus of dalk nie toerus om eendag 'n mamma te wees nie. Daarom is dit so belangrik dat jy vandag moet besef dat die manier hoe jy 'n ma is, jou moederskap, moet so reg gedoen word, want dit het 'n effek op jou kinders, eendag hoe hulle eendag 'n ma gaan wees. Want daar is dalk baie boeke om te koop van 101 maniere om die perfekte ma te wees, maar ons weet dat elke huis het sy eie dinamika, elke huis het sy eie manier van dinge doen, persoonlikhede verskil en so kan ons aangaan. Maar kom ons kyk as vrouens so bietjie, ons staan so bietjie stil by die woord, en ons kyk wat sê die woord vir ons van hoe 'n ma moet wees. En nou weer eens gaan ons maar vir ou Hanna gebruik. Julle ken vir ou Hanna. Hanna in die woord in 1 Samuel 1 vers 27. Amper sê ek 1 Hanna 1. Nee, dis 1 Samuel 1 vers 27. Sien ons Hanna bid en sy sê om hierdie seun het ek gebid en die Here het my gebede aan my gegee wat ek van hom gebid het. Hanna het 'n behoefte. Hanna bid. Sy sê Here, ek het 'n behoefte aan 'n kind. My gebede, Here, is om 'n ma te kan wees, om 'n kind in die lewe te kan baar. Dit was haar hartsbegeerte gewees. En nie net om 'n kind te hê nie, want sy sê in vers 28, so staan ek hom dan ook af aan die Here al die dae wat hy leef. Hy is aan die Here afgestaan. En hy die Here daar aanbid. Sien, Hanna was 'n godsvrou gewees.
Sy dien die Here. En ons vra nie vanmôre is jy 'n perfekte vrou nie. Vanmôre is dit belangrik dat jy as mamma moet weet, dis belangrik die eerste manier om 'n perfekte mamma te wees is om die Here te dien. Soos Hanna. Sy dien die Here. Sy vind haar toevlug in die Here. Ons sien in vers 12 van 1 Samuel 1, en toe sy lank gebid het voor die aangesig van die Here en Eli op haar mond aangegee het. Sy het lank gebid voor die Here. Sy vind haar toevlug voor die Here. Sy het op haar knieë voor die Here gegaan en sy het haar behoeftes aan die Here bekend gemaak. Daar's niks mooier as 'n vrou wat die Here dien nie. Hoort ek vandag vir sê, ons kan ons vrouens mooi maak met gremering en hare en klere in die hare en die pragtigste naels, maar ek wil vandag vir u sê, daar is niks mooier in my oë as 'n vrou wat die Here dien nie. 'n Vrou wat sê, Here, ek sal u my toevlug maak. 'n Vrou wat sê, man, ek is 'n godsvrou. Sy sien, haar verhouding met die Here maak dat sy haar belofte gestand hou. Sy kom haar belofte gestand teenoor die Here. Sy maak hom groot vir die Here. Sy sê, Here, as jy vir my kind gee, Here, sal ek hom voor die aansig van die Here bring en ek sal hom groot maak voor die Here. En sy doen dit. Dit sê vir ons, sy's 'n vrou met integriteit. Sy doen wat sy sê en sy sê wat sy doen. Sy gee die eer aan God. Sy gee die eer aan die Here wat hom toekom in 1 Samuel 2 vers 1. Toe daarna gebid en gesê, my hart jubel in die Here. My horing is hoog in die Here. My mond is wyd oop oor my vyande, want ek verheug my in u verlossing. Jy sien, dis belangrik dat ons nie net die lippetaal sal hê, mamas, maar dat ons ook sal oorgaan tot aksie. Jou kinders moet sien, jy dien die Here. Jou kinders moet sien hoe jy die Here groot maak. Sy sê, my hart jubel in die Here, my horing is hoog, die ramshorings blaas sy hoog, die horing is hoog in die Here, my mond is wyd oop oor my vyande, want ek verheug my in u verlossing. Mama, jou kind moet sien, jy verheug jou in die Here, al gaan dit hoe swaar. Maar ek wil bietjie stil staan by een ding by Hanna wat my geraak het, en dit is al baie jare wat hierdie verhaal van Hanna my raak, en dit is Hanna se behoefte. Hanna het 'n behoefte, sy het 'n behoefte wat sy in die Here bekend maak, sy begeer 'n kindjie. En vanmôre is jy dalk 'n mamma en jy hoor my stem, jy hoor wat ek vanmôre sê, en jy het ook dalk 'n behoefte. Jy het dalk 'n behoefte vanmôre om ook 'n kindjie te kan vashou. Jy het dalk 'n behoefte en jy begeer dat jou verhouding met jou kind dalk weer kan regkom en moet herstel. Dalk hoor jy vandag en jy sê, man, weet jy wat, ek is gelukkig in my huis en my kinders, maar ek het dalk 'n ander behoefte as 'n moeder. Dalk is dit jou behoefte in jou as moeder, nie noodwendig teenoor jou kind nie, maar dalk teenoor jou man. Dalk het jy 'n behoefte dat daar iets anders moet gebeur in jou huis. Wat ook al jou behoefte vanmôre is, kan ons vanmôre sien dat Hanna kom en sy bring haar behoefte, haar begeerte voor die Here. So mamma, jy wat na my luister vandag, ek wil jou raad gee, maak soos Hanna en maak jou behoeftes aan die Here bekend. Vind jou toevlug in die Here. Wees 'n vrou met integriteit en dit wat jy die Here beloof jy gaan doen, doen dit. En laat die mense sien dat jou lewe hom eer en hulde aan hom bring. Dalk wil jy vandag net weer die Here attent maak op jou behoefte. Dalk is Moedersdag nie vir jou 'n lekker dag nie. Dalk is Moedersdag een van daardie dae wat jy wens eintlik nie daar moet wees nie, want jou verhouding met jou moeder is dalk nie reg nie, of vir jou verhouding met jou kind is nie reg nie, of jy het 'n behoefte om 'n moeder te wees, maar jy het dit nog nooit ervaar of beleef nie. Dalk het jy in hierdie jaar 'n kind aan die dood afgestaan. Jy het dalk miskien by 'n oop graf van 'n moeder gestaan en dis glad nie vir jou 'n lekker dag vandag nie. En jou behoefte is dalk net dat die Here jou sal vertroos. Dalk is jou behoefte vanmôre dat jou kind by jou kan kom sit en jy het 'n begeerte en 'n verlange om net weer jou kind te kan vashou. Jy weet, ek as pa het 'n verlange dat my kinders kon klein bly, dat hulle op my skoot kan sit en ek hulle kon vashou. En as pa so voel, wil ek nie weet hoe voel jy as moeder daaroor nie. So ek sien hoe vinnig die kinders groot word en hoe vinnig die tyd verbygaan. Verlang ons as ouers na daardie dae waar ons kinders om een kombersie kon toegemaak het. Vandag is dalk jou kind jou bekommernis.
Dalk nie soseer 'n moeilike kind nie, maar as gevolg van die omstandighede wat ons in is jy bekommerd oor jou kind se finansiële omstandighede. Jy is bekommerd oor jou kinders se huwelik. As moeder wil ek vandag vir jou sê, vind jou toevlug na die Here. Mamma, kom ek vandag vir jou sê, 'n ma se gebed skud die wêreld. 'n Ma se gebed is 'n opregte gebed. Ek dink nie daar is ooit meer opregte gebed as die gebed van 'n moeder nie. En vandag moet jy dalk jou kind voor die Here bring. Want kyk wat sê Filippense 4:6 vir ons, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Amen, is dit nie so nie? Wees oor niks besorg nie. As jy saamstem, sê daar vanmôre, amen, en hardop en duidelik dat die duiwel kan hoor vanmôre en kan sien vanmôre, dat jy is nie besorg nie. Al het jy bekommernis in jou hart, weet jy dat die Here sal vir jou deurkom, want jy gaan jou begeertes vanmôre aan die Here bekend maak. En ons kan vanmôre Filippense 4:19 aanroep en sê, en my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom. Prys die Here, nie na my rykdom nie, want ek het nie rykdom om daarby te kan toevoeg nie, want die woord sê vir ons van die seën van die Here, die maak ryk, en moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie. Hy sê, en God sal elke belofte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. Wonderlik om te weet. Amen. Kom ons staan vanmôre dat hy op daardie woord dat hy sal elke belofte van jou vervul. Moeder, jy wat vanmôre trane in jou oë het. Jy wat vanmôre bemoeid en belas voel. Jy wat vanmôre sê, Here, ek het nodig dat my kinders U sal dien. Jy wat vanmôre jou kind voor die Here wil roep en sê, Here, hoor net my gebed. Hy sê hy sal elke behoefte van jou vervul na sy rykdom. Vroue, as ons maar net hierdie Spreuke 31 voorbeeld kan volg, en 'n Spreuke 31 vrou kan wees, en dit kan volg, dan wil ek vandag vir julle sê, gaan ons 'n groot impak maak. Soms voel dit asof jy of ouer gefaal het, maar ek wil vandag vir julle sê, mamma, jy wat na my luister, as jy die fondasie reg gelê het, staan vanmôre op die beloftes van die Here. Roep daardie kind in die naam van die Here. Die van julle wat al reeds Spreuke 31 vrouens is, ek wil vir julle vandag sê, ons sal eer julle. Ons is julle ewig dankbaar, ons eer die Here vir julle. Ons sê, Here, dankie vir mammas wat die Here dien. Ons het maas soos julle nodig, mammas, ons het julle nodig, want die woord sê nie vir ons van nie, dis nie goed dat die man alleen is nie, en die Here het vir hom 'n hulp gemaak wat by hom pas. Hoekom kan hy dit sê? Want ek wil vandag vir sê, die Here het geweet, dat as dit van die manne afgehang het, dan sou die kinders maar hulle eie kossies moes gemaak het, hulle moes na hulle self omgekyk het, en ek weet nie hoe sou die huise skoon gemaak geword het nie, en hoe sou die klere gewas gewees het nie, ons sou seker almal met gekrekelde klere rondgeloop het. Ek kan onthou, daar was 'n onderwyser toe ek in die hoërskool was. Hy was 'n enkel man gewees en 'n ou jong kerel, en hy het altyd 'n baadjie aangehad, somer, winter, maak nie saak nie. En ons het agtergekom hoekom, want hy stryk net hierdie gedeelte van sy hemp, want daar waar die baadjie oorkom, kan jy nou sien is gestryk en die res is nie gestryk nie. Dis ek ons kinders sou geloop het, is dit nie so nie. As dit van die manne afgehang het, maar die Here het geweet, dis belangrik dat daar 'n vrou in die huis sal wees. Is dit nie so nie? Ja, en ek wil nie vanmôre net met die mammas gesels, ek wil vanmôre so 'n bietjie met die kinders ook gesels. Kinders, is so belangrik dat ons ook so 'n bietjie sal iets doen vir ons maas, want jy weet, ongelukkig is dit so dat voor Moedersdag hardloop ons almal gou winkels toe en ons koop blommetjies en ons koop kaartjies en dis hartjies en dis beertjies en al wat 'n dingetjie is. Maar ek wonder of dit is wat mamma soek. Ek wonder of dit is wat mamma soek. Jy weet, die woord sê vir ons in Eksodus 20 vers 12, hy sê, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng sal mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. So ek wil vandag vir jou sê, kinders, ek wil so 'n bietjie met julle gesels op hierdie oomblik. Dis tyd dat ons weer ons ouers sal eer. En ek gee nie om of jy vandag nog 'n klein kind in die huis is en of jy vandag al 'n groot kind is nie en of jy kinders van jou eie het nie. Dis tyd dat ons weer ons ouers moet begin eer. Hy sê sodat jou dae verleng mag word, want ek wil vanmôre vir jou sê die manier hoe jy jou ouers hanteer is dalk die manier hoe jou kinders jou eendag gaan hanteer. Is jy vanmôre die dogter of die seun wat jy eendag wil grootmaak? Of wat jy eendag wil hê met jou moet wees?
Ons het nie groot geword om terug te praat nie. In ons dae was ons sommer net so, jy weet, nee, ek gaan nou nie dit hardop sê nie, maar ja, ons was sommer vinnig reggehelp, is dit nie so nie? Vandag werk dit nie so nie, daar's baie ander maniere, sê hulle vir ons. Jy weet, anti-Google weet alles, en die sielkundiges weet meer as 'n ouer, en ek is nie verkeerd om 'n sielkundige te sien nie, ek sê hulle nie sleg nie. Ek wil vandag vir julle sê, dis dalk tyd dat ons weer kinders groot maak volgens die woord, en dat ons as kinders weer sal handel volgens die woord. Deur gehoorsaam te wees aan ons ouers, deur ons ouers met respek te behandel en te hanteer. En ek wil 'n paar dingetjies gou vir jou vinnig vir jou noem. 7 goedjies vinnig vir jou noem. Een vir elke dag. Kind, is dit reg met jou? Jy wat na my luister, jy wat 'n kind is, jy wat 'n ouer is of wat 'n ouer het, dalk vandag so ietsie net weer dit ons weet dit, maar dalk net so 'n bietjie jou attent maak op dit. En die eerste ding wat ek vanmôre wil jou sê is, kom ons hê hulle onvoorwaardelik lief. Ongeag. Ons verstaan soms nie hoekom en waarom nie. Soms meet ons liefde in dit wat ek kan kry. Maar kom ons wees vandag bietjie onvoorwaardelik lief. Mamas leer ook hoe om mamas te wees, soos ek nou gesê het. Hulle maak ook foute. Wees onvoorwaardelik lief, nie net wanneer hulle lekker kos en klere aandra en sweeties en lekkernye en koeke en terte en al hierdie goed nie. Ook daardie, kom ons wees onvoorwaardelik lief, ook op daardie dae wat hulle so 'n bietjie moeg is, en so 'n bietjie lui is, kan ek maar sê lui is, en jy eintlik op soek is na iets, en jy eintlik iets wil hê hulle moet vir jou doen, maar hulle eintlik nie lus is daarvoor nie, dis daardie dae wat ons onvoorwaardelik lief moet wees. So wees bietjie onvoorwaardelik lief vir jou ma. Is dit nie so nie? Dan wees liefdevol. Wees onvoorwaardelik lief en liefdevol is nie dieselfde ding nie. Wees liefdevol. Wanneer laas het jy by jou ma gaan sit? Jy wat nog in die huis is. Jy wat nog dalk by jou ma bly. Wanneer laas het jy by jou ma gesit? Bietjie jou ma vasgehou. Bietjie vir jou ma gesê, ma, gaan sit bietjie daar op die stoep. Ek bring vir jou 'n koppie koffietjie. Ek bring vir jou ietsie om te eet. Ma's hou daarvan om liefgehet te word. Jy weet, sy gee die beste deel van haar lewe vir jou. Haar mooiste jare gee sy eintlik vir haar kinders. Jy weet, werk agter jou, maak agter jou skoon. Vandag is daar soveel kinders wat nie kan liefde betoon teenoor hulle ouers nie. Mamas wat sit en sê, ek wonder of my kinders nog lief is vir my. So ek wil jou vandag vra, gaan bietjie en gaan druk jou ma. Ek weet nie van 'n mamma wat nie daarvan hou as haar kinders haar nie druk nie. Ek ken nie so 'n ma nie. Ek sê vir jou, 'n mamma se taal is vat en druk en soen. Is dit nie so nie? Kom ons wees bietjie ons daardie kind wat daardie taal praat van ons mamma. So die derde ding is, probeer bietjie simpatie en empatie met jou ma. Verstaan bietjie jou ma, probeer bietjie verstaan. Hulle het een titel, maar hulle het baie werke. Jy weet, 'n ma, die titel van 'n ma, maar sy's dokter, sy's verpleegster, sy's skeieregter. Ja, skeieregter, want as jy een kind het, is jy ouer. As jy tweede kind kry, word jy skeieregter. Nee. Hulle is onderwysers, hulle is vredemakers, hulle is regters, hulle is klankborde, hulle is kokke, hulle is huisskoonmakers, soms selfs tuiniere, motorwerktuigkundiges, en so kan ek aangaan en aangaan. Sy moet altyd gereed wees vir almal in die huis. En wanneer almal klaargemaak is en gebad is en kos het en warm in die bedjie lê en slaap, dan eers kan sy tyd aan haarself spandeer. Jy is dalk nou in die huis as gevolg van lockdown, jy kan nie skool toe gaan nie, jy kan nie werk toe gaan nie, jy bly nog dalk by jou ouers bly dalk by jou, wat ook al die geval is, dis nou die tyd. Sy moet weet jy waardeer haar. Probeer bietjie simpatie hê, probeer bietjie empatie hê met jou ouers, met jou mamma. Dan die vierde ding, luister aandagtig na haar. Jy weet, ons het so in die gewoonte gekom dat mammas na ons moet luister, dat ons verleer het om bietjie na mamma te luister. So ek nou nog gesê, maak 'n koppie tee en gaan luister net bietjie na mamma. Dalk het mamma oud geword en mamma sê dieselfde goed oor en oor. Gaan luister bietjie vir mamma. Help haar. Doen vir haar iets in die huis. Doen vir haar iets wat sy nie verwag nie, iets wat sy nie van jou gevra het nie. Doen vir haar iets. Jy weet, ma's doen goed wat ek nie bereid is om te doen nie, al betaal julle my. Hoor wat ek vir jy sê, help haar bietjie. Dan die 6de ding, onthou die klein goedjies. Nie net op Moedersdag en verjaarsdag nie. 'n blom in die tuin kos jou niks, gaan pluk hom, gee hom vir haar. Klein goedjies. Onthou eenvoudige dankies na 'n lekker bord kos.
Dit kos niks. Wanneer jy die kas oopmaak en jou opgevoude klere is daar. 'n dankie kos jou niks. Klein goedjies. Onthou bietjie om klein goedjies ook vir mamma te doen. En in die laaste punt is, laat haar voel, sy is nodig, en ek gaan nou begin klaarmaak. Laat haar voel, sy is nodig, want Spreuke 31:28 sê, haar kinders prys haar. Hulle dra op hulle hande, hulle verhef haar, hulle maak haar 'n belangrike persoon, hulle prys haar. Wanneer ek iemand prys, dan spreek ek van lof, ek spreek van mooi dinge, ek spreek van daardie persoon se goedheid, daardie mooi eienskappe. En daarom wil ek vandag nie net met die kinders praat nie, maar ek wil so 'n bietjie met die manne ook so vinnig gesels. Man, ek gaan vinnig met julle praat. Ek wil nie vir julle so 'n man te wees nie, maar ons moet dalk net bietjie meer hoor wat sê die woord vir ons. Ons Spreuke 31:28 sê, haar kinders prys haar en haar man bewonder haar. Ek wil vandag vir julle sê, as ons vrouens weet, ons bewonder hulle word bewonder deur ons, wil ek vandag vir julle sê, gaan jy dalk 'n ander vrou hê. Daarom sê die woord van ons Efesiërs 5:25, manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor gegee het. Dan kom Kolossense 3:19, hy sê, manne, julle moet julle vroue lief hê en nie teen hulle verbitter word nie. Manne, ons moet bietjie ons vrouens weer begin bewonder. Kan jy onthou daardie tyd toe jy die eerste keer gesien het? Toe jou bene jelly geword het en jou knie lam geword het en jy het geweet, dis die vrou. Daar is die vrou met wie jy gaan trou. Toe jy haar bewonder het en alles wat sy gesê het was ja en amen, het was reg my liefie, ja my liefie, goed my rosie. Onthou jy daardie dae? Toe jy haar bewonder het? Kom laat ons weer ons vrouens bewonder. En ek wil afsluit met hierdie gedagte, Spreuke 31:31, hy sê, gee haar van die vrug van haar hande. Die ander vertaling sê, gee haar wat haar toekom. So my tema vanmôre is, op Moedersdag 2020, vir hierdie jaar, kom ons leer en ons gee die moeders wat hulle toekom. Gee hulle, kinders, gee jou moeder wat haar toekom, manne, gee jou vrou wat haar toekom. Haar kinders prys haar man bewonder haar. Ek wonder as ons volgende jaar hierdie tyd, as Here ons lewe spaar, as ons weer by mekaar is, en ek roep weer hierdie teksvers op, gaan ons dalk dit kan sê, ja, my kinders het in hierdie jaar my begin prys, my man het my begin bewonder, en ek sluit af, ons almal is in lockdown. Almal het meer tyd as gewoonlik, om dinge te doen wat ons nie gedoen het nie. Kom ons vorm nuwe gewoontes. Kom ons vorm nuwe gebruike in ons huise en begin vandag by jou ma. Jy is dalk groot in hierdie huis uit, maar tel bietjie die foon op vandag. Bel bietjie jou ma. Praat bietjie met jou ma. Dalk is daar goed wat uitgepraat moet word. Dalk is daar, ek wil my verstou deur te sê, daar sit vandag mammas en wag vir 'n foonoproep. En sê, gaan my kind my vandag bel. Moenie daardie kind wees wat nie vandag jou mamma eer nie, wat nie jou mamma bel nie. Al is daar moeilikheid, al is daar onsmaaklikheid, doen die moeite vandag en bel jou mamma. Moenie net 'n WhatsApp stuur nie, moenie net 'n boodskap stuur nie. Nee man, ons almal het WhatsApp op ons fone, ons almal kan video calls doen. So bel bietjie jou ma, kyk haar in die oë vandag en sê vir haar, mamma, ek is lief vir jou. Gebruik nou die geleentheid. Jy wat nou hier is, saam aanlyn kerk hou, gebruik die geleentheid en tik nou vir jou mamma 'n boodskap en as jy bevoorreg genoeg is om nou saam met jou mamma te kan kerk hou, saam met jou ma nou in die kerk te kan wees en sy kyk saam met jou, sit nou vir jou ma 'n boodskapie in en stuur dan sommer hierdie video of hierdie link van hierdie opname dan na jou ma en sê, ma, luister bietjie hierna, maar ek wil vandag vir jou sê, ma, ek is lief vir jou. Ek wil vandag vir jou sê, ma, jy is belangrik in my lewe. En ek wil afsluit. En ek wil dalk afsluit in gebed. En ek wil begin om mammas aan die Here op te dra. Jy is dalk vandag 'n mamma met 'n behoefte soos Hanna. En jy dalk miskien 'n behoefte aan vrede in jou huis. Jy dalk miskien 'n behoefte aan nader in jou kinders te wees. Jy dalk miskien 'n behoefte om nie te voel soos die bediende in die huis nie en hulle moet jou begin help. Jy dalk miskien vanmôre behoefte en sê, Here, ek wil 'n kind hê. Here, die dokter sê dis onmoontlik. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, mamma, by God is niks onmoontlik nie. Hy sal jou gee die begeertes van jou hart. By hom is niks onmoontlik nie. Kom dat ons vandag begin die Here vertrou. Jy's dalk 'n kind en sê,
Here, ek het ook 'n behoefte, my verhouding met my ma is nie reg nie. Dan wil ek jou vra, kom ons sluit die oë vir 'n oomblik. Kom ons sluit die oë vir 'n oomblik en ons bid saam, en daar waar jy jou oë sluit vir 'n oomblik, neem jou dalk miskien vanmôre, verbeel jy sit dalk by jou ma. Jy hou dalk haar hand vas, jou hand om haar skouer gesit, of mamma, jou hand om jou kinders gesit. Jy wil dalk jou kinders vanmôre aan die Here opdra. Wil ek jou vanmôre vra, in die gees, sit jou hand vanmôre op jou kind. En ons bid saam en sê, Here, vanmôre kom ons as moeders en ons kom dra ons kinders op. Ons wil bid, Here, dat U elke kind vanmôre sal toevou met U liefde. Here, dat U hulle nader sal trek. As 'n mamma, as 'n moeder, is ons hartsbegeertes, Here, dat die kinders, ons kinders U sal dien. Maar Here, vanmôre as moeders kom ons kom bid vir ons kinders, vir hulle finansies, hulle huwelike. Here, dalk is hulle nog in die huis en klein, maar ons bid nou al vir hulle manne. Dalk is hulle en hulle vrouens, dalk is hulle al reeds in huwelike. En ons bid vanmôre vir daardie huwelike. Ons bid vanmôre vir hulle finansies, hulle werk in hierdie COVID-19 tydperk waar almal onseker is. Wil ons vra, Here, maak hulle baie gelyk. Maar Here, vanmôre wil ons dan spesifiek vir ons mammas kom intree. Elke mamma wat vanmôre behoefte het. Ja, mamma, jy wat vanmôre luister, ons dra jou vanmôre aan die Here op. Sê, Here, sien hierdie mamma se behoefte vanmôre raak. Wat dit ook al mag wees, sien dit vanmôre raak, Here. En Here, dan wil ons vra dat U vir haar sal gee die begeertes van haar hart. Here, dat U vir haar sal voorsien in daardie behoeftes, wat dit ook al mag wees. Here, as hy vandag wag vir 'n oproep, gee Here dat daardie oproep sal deurkom. As hy wag vir 'n kind wat met haar kontak moet maak, op watse wyse ook al, daardie verhouding moet herstel, dalk om swanger te word, ons bid vanmôre vir jou wat luister. Ons vra, Here, seën daardie een wat vanmôre, wat daardie behoefte het. Ons vra dit vanmôre in Jesus naam. En Here, dan sê ons ook dankie. Ons sê vir U dankie as manne en as kinders, sê ons vir U vanmôre dankie vir ons mammas. Dankie, Here, vir die mamma wat U vir ons gegee het. Seën hulle vanmôre dan, Here, is my gebed in Jesus naam. Amen. Mag U 'n geseënde tyd hê, mag U 'n geseënde Moedersdag hê, mag U vandag lekker tyd, as jy bevoorreg is om jou ma by jou te hê, tyd saam met dit te spandeer, bel haar bietjie, en maak kontak, en geniet Moedersdag, as Here ons lewe spaar, dan sien ons dan vir mekaar, dan vanaand 6:00, en ons gaan lekker om die woord van die Here kuier. Wees geseënd, geniet jou dag. Niemand sal weet wat gebeur as 'n moeder gaan kniel voor die Heer. Ek hoor haar gebed en ek weet dat die Heer luister. Vir elke klein woordjie wat sy in die hand verfluister. Ek hoor haar gebed en het gee vir ons almal vrede. Ek weet daar is krag in 'n moeder se gebede. Soms is ek ver op my pad, dan voel ek die Here se hand wat my dra. Dan weet ek net weer, sy kniel nog 'n keer voor die Heer. Niemand sal weet wat gebeur as 'n moeder gaan kniel voor die Heer. Ek hoor haar gebed en ek weet dat die Heer luister. Elke klein woordjie wat sy in die hand verfluister. Ek hoor haar gebed en ek gee vir ons al
Deur al die jare en seisoene van my lewe sien ek steeds die kersie flikker. Al sê ek nooit dankie nie. Mama, hou so aan. En ouma, moet nooit ophou bid nie, want die Here luister. Ek hoor haar gebed en ek weet dat die Here luister. Vir elke klein woordjie wat sy in die mond verfluister. Ek hoor haar gebed en gee vir ons almal vrede. Ek weet daar is krag in 'n moeder se gebede. Ek hoor haar gebed en ek weet dat die Here luister. Vir